Goeiedag en baie welkom by ons uitsending vir die 11de Desember. Dis ons derde Sondag in Adventtyd, 'n tyd wat ons voorberei vir ons feestyd, die Kersfeestyd en Kersfeesdag spesifiek. En die tema vir die derde Sondag in Advent is vreugde. Die vreugde van die koms van die Seun van God. God wat Immanuel, God met ons natuurlik geword het. En die tema van vandag gaan juist 'n bietjie rondom dit stil staan by 'n besondere Psalm, Psalm 146. En ons noem vandag se tema ryke stof tot lof. Kom ons word net eers stil en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons in hierdie tyd kan gereed maak vir die fees van feeste. Vir Kersfees, die fees van Christus se koms na die aarde. En Here, dat U kom ingryp het uit die groot liefde. En dat dit vir ons so 'n ongelooflike stuk vreugde gebring, ongekend, ewigdurend. En mag ons juis ingestem word daardeur. Veral in hierdie tyd van deurmekaar politiek en ekonomie, soveel dinge, Here, wat ons sekuriteite bedreig. Kom ons na U toe in afhanklikheid. Ons kan so maklik mismoedig en pessimisties raak en net die slegte raak sien. So help ons ook in hierdie teks en hierdie dae om ons oog in te stel op U. U wat prysenswaardig is. U wat ons bron van vreugde is. U wat ons uitkoms en ons redding is. U wat self die oplossing is. Ons kom na U toe in afhanklikheid en nederigheid. Ons vra, Here, lei ons, bemoedig ons, bekragtig ons, rig ons op tot eer en verheerliking van U naam. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. So Psalm 146 tot 150 sluit eintlik die laaste psalmboek af. Psalms word ingedeel in 5 boekdele. En hierdie is 5 Halleluja of lofliedere, nee, Halleluja beteken ons prys die Here. Die woord Halleluja kom telkens in hierdie psalms ook voor en sluit daarmee af. In ons erediens vandag sing ons juis lofliedjies, loofliedere medley en onder andere daardie bekende loof hom met die tromme, nee, wat Psalm 150 se beruiming is. So Psalm 140 raai 'n geloofsgemeenskap aan om die Here te vertrou. Nie op mense te vertrou nie. En ek dink is baie aktueel en van pas vir vandag se tyd hier in Suid-Afrika. En die redes vir ons lof lê in God se betroubare karakter. Jy kan staat maak daarop dat hy is en doen soos wat hy hom aan ons openbaar en hoe hy ook beloftes aan ons in sy woord maak. Net so vinnig geswaai as ons so voelvlug kan maak in die ander psalms 147 wat ook oor vertroue gaan, want daar is vreugdevolle versorging in die Here. Want hy is iemand ons sê het. 148 gaan na die skepsels en die skepping toe. Die redes vir lof daar ook word bevestig in God se betroubaarheid in alles wat leef, die ganse heelal. 149 gaan oor die byeenkomste waar gelowiges bymekaar kom. En natuurlik die goedgesindheid wat God het aan sy volgelinge, sy getroue volgelinge. En die laaste Psalm 150 roep alles wat asem het om God te loof. En natuurlik ook die omvangrykheid van die maniere hoe ons God kan loof en prys, met tromme, met simbale, met die lier, natuurlik die ou kitaar van die Bybelse tyd. So, kom ons gelees hierdie Psalm, kyk na die begin, dis net 10 verse en kan ons lekker paar dinge daaruit delf. Dit begin met hierdie lofwoorde, Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here loof solank ek leef, wil ek my God besing, solank ek bestaan. Moenie op voorhand staan is vertrou nie, op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit, hy keer terug na die grond. Op daardie dag is sy planne daarmee heen. Ek dink ons het dit so nodig vir dag se tyd. Vers 5, gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie se hoop gevestig is op die Here sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Hy wat trou bly tot in ewigheid, wat die reg van verdruktes handhaaf, aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry, soos lekker Jesaja taal. Die Here maak blindes se oë oop. Die Here rig die op wat neergedruk is. Die Here het regverdiges lief.
Die Here beskerm vreemdelinge, vaderloses en weduwees help hy op, maar die pad van goddeloses maak hy krom. Oor is my so mooi gesê, die pad van goddeloses maak hy krom. Here, ons bid dit van hierdie tyd. Die Here sal vir ewig regeer, jou God Sion, van geslag tot geslag. Halleluja, dan het ons weer daai prys die Here afsluiting van die Psalm. So daar is 'n aardse betroubaarheid en 'n voortdurendheid wat in kontras met mekaar is. So dis nogal interessant hoeveel advertensies en produkte van of selfs van maatskappye se diens daar gesinspeel word op betroubaarheid en voortdurendheid. Goeders wat nie breek, die ding wat sal hou. Onthou julle hierdie advertensie uit ver terug 1979. Duracell batteries can keep all the toys and electronic games in your home running a lot longer. In fact, tests prove that after just a few hours of continuous use, regular carbon batteries wear out. But depending on the toy, Duracell batteries can last up to 6 times longer. So keep your toys and electronic games running longer with Duracell. The copper top battery. No regular battery looks like it or lasts like it. So ja, ek dink ons almal kan seker sê dit is dan 'n bietjie far-fetched en hulle het aangehou met hierdie langdurigheid van die sekere batterye. Mense kry so baie advertensies oor ding wat hou en hou. Ek kan dink aan byvoorbeeld sekere kougom advertensies, nê, want jy vars asem gee en dit hou en hou en hou en hou. Maar ons weet dit is nie regtig waar nie. So die kontras sien ons ook in hierdie Psalm. God se trou is ewigdurend. Daai infinity teken, daai wat ons lyk of hy lê in slaap. Nee, is ons teken. Dit is hoe God se trou en sy liefde is. En dan sê die psalmdigter, dis ryke stof tot lof. Sien vreugde. Die tema van ons derde week in Advent. Is vir gelowiges 'n herinnering in hierdie afwagtingstyd op die geboorte van Christus. Dit is 'n rede tot blydskap. En hierdie gedeelte begin juis met 'n uitnodiging om die Here te kom prys. Dit begin in die Psalm se eerste vers, Halleluja, en in die slotvers, vers 10, Halleluja. So, wat is ons moeilikheid wat ons het? Ons sukkel om vreugde te vier of vreugde te hê as dit met ons sleg gaan. Hoe kan ons die Here loof en prys as die lewe moeilik word? Sien, want ons leef in 'n wêreld waar daar nie baie vreugde, opgewondenheid te vinde is nie. Dis 'n wêreld vol nood, dis 'n wêreld vol chaos. Presies die tyd wat ons nou in leef. Die onstabiliteit van politiek en ekonomie, hoeveel kragonderbreking, die krisisse is wat daar is met krag en energie, brandstofprys, noem maar op. Ek wil nie vir ons in mismoedigheid ingaan nie, maar is moeilik om vol vreugde te wees, om vol lag te wees, soos een van my vriende sal sê. Die tema van die Psalm is, ek wil my God besing so lank as wat ek bestaan. En so dis interessant dat hierdie, dis amper 'n stuk selfmotivering, maar dan gaan soek die psalmdigter ook na redes. En dit is wat ons moet regkry, die energie om dit te gaan soek. Kyk 'n bietjie na die belangrikheid van vers 5. Baie mense sê dis die kern van hierdie hele Psalm. Dit gaan goed met die mense wat hulp van God ontvang, hulle hoop vestig op die Here. Hierdie vertaling sê, gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie se hoop gefestig is op die Here sy God. Nou, dis 'n baie belangrike sleutel reël versie daai, of sinnetjie, die God van Jakob, baie opmerking, want dit is die troue God, die God wat iemand wie se lewe op 'n ramp afgestuur het, Jakob die bedrieër, Jakob die een wat skelm is, Jakob die een wat slinks is. God het sy rigting van sy lewe verander. God het jou opgegee met hom nie. God was getrou aan die belofte wat hy aan sy oupa Abraham gemaak het. Ek is die God van die verbond en ek sal getrou bly aan jou. Daarom is Jakob se naam ingesluit in die herinnering van God se naam, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat getrou gebly het ten spyte van mense se onhandigheid. En dis waarna ons soek, hierdie standvastigheid, ook in hierdie onstabiele wêreld en tyd waarin ons leef. So, hierdie Psalm natuurlik, soos ek gesê het, wat 'n vorm vir die laaste boekdeel, wat bedoel is om gesing te word, om vir mekaar en saam met mekaar te sing. Dis presies wat hierdie psalmdigter doen in Psalm 146.
Hy sing vir mense en dan word mense opgeroep en dan val mense saam met hierdie psalm of hierdie sanger in. So, hy sing eers die geloofsgemeenskap toe, soos of hy hulle dan afrig en hy rig beide sy lof aan die Here en dan sowel motiveer hy hierdie mense, hierdie gemeente, kom ons sê, om op die Here te vertrou. Vertrou die Here, herhalend. Ek wil die Here loof, solank ek lewe. En ek wil hê julle moet dit ook doen. Hy wil hê gelowiges moet inval met hom. En dan is daar 'n klomp kontras. Die kontras tussen vertroue in mense en die vertroue in God. Mense kan nie uiteindelik vertrou word nie, want hulle is sterflik. Selfs al sou hulle vir 'n tyd lank iets kon beteken, mense van betekenis kan ook onstabiel raak. Of se planne gaan tot niet, wanneer hulle die tydelike met die ewige verwis, wanneer hulle hierdie aardse lewe verlaat. Dis net die Here wat getrou bly tot in ewigheid, want hy is van ewig tot ewigheid. So die dieptepunt, ek hou van hierdie woord, en een van die mense wat skryf vir die Psalm gebruik hierdie woord, die dieptepunt, verlof, is God se karakter. Vertroue in sy betroubare karakter. Jy kan staat maak daarop wat hy gaan doen, soos hy hom in die skepping en die lewe openbaar. Kom ons kyk 'n bietjie, soos 'n paar van die dinge, so saam in 'n toebroodjie insit. Hoe gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy bystand het, vers 5, wie se hoop gefestig is op die Here, sy God, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat die reg van die verdruktes handhaaf en aan hongeres brood gee. So ons gaan kyk 'n bietjie tematies. 10 beskrywings van God se karakter. Let op hoe vers 6 tot 9 wat nou opvolg op hierdie belangrike vers 5. So vers 5 stel eintlik vir ons, dek die tafel eintlik vir hierdie klomp standpunte wat gemaak word. Daarom is vers 5 hierdie dieptepunt. En nogal 'n belangrike praktiese ding is veral omdat ons in hierdie tyd sukkel om momentum te hou. Ons hoor op 'n Sondag dalk 'n boodskap, 'n herhaling dalk keer in die week, of ons luister na een of ander Christelike praatjie of selfs musiek, en dan hou dit vir 'n rukkie, maar dit is nodig dat ons daai momentum moet behou. So, een van die praktiese aanbevelings is dat mense hierdie 10 goede moet skryf. So, as jy nou net die video kyk vanoggend, dan kan jy nou sit en jy kan snapshots vat van elkeen van hulle, gaan hulle 'n nommer vir jou van 1 tot 10, of jy kan 'n notaboekie vat en 1 tot 10 skryf, en gereeld in hierdie tyd na hulle kyk. Sit hulle op iewers in 'n spieeltjie, dalk in die badkamer of in die sitkamer, jou kar, op die dashboard iewers. Maak dit prakties vir jouself en herinner jouself hoe gelukkig is ons as gelowiges, en daar's rede. Ja, hierdie is 'n belangrike sinnetjie om jou te herinner. Hoe gelukkig is jy, Yuri? Hoe gelukkig is jy, Pieter? Hoe gelukkig is jy, Kobus, Sarah, Nicolien, wat ook al jou naam? Sit dit by, want dis jou redes vir vreugde. 10 karaktereienskappe van God. Die ryke stof tot lof. Die eerste een, die Here bly trou tot in ewigheid. Hy bly getrou, want hy is die God van sy belofte. Daai ewigheidsteken, nê. Kyk nou hierdie prentjie, forever and always. Ons sien dit baie keer in mense se hangertjies en versierings, ringe, juweliersware, mense sien dit op bumperstickers, mense sien dit oral. Dis wie God is. Hy is getrou tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Die tweede ene wat ook in die Psalm vir ons genoem word, is dat die Here die reg van die verdruktes handhaaf. Dit was 'n baie belangrike ding, en ek dink vir ons nou weer eens so aktueel. In die tyd, lyk my, toe hierdie Psalm geskryf was daar ook 'n ervaring en 'n belewenis van 'n klomp onreg, van goeie wat net, daar word nie geregtigheid gesien nie. Mense het nie 'n stem nie, mense is stemloos geraak. Hulle kan nie opstaan vir hulle self nie, daar's niemand wat vir hulle opstaan nie. En dan hierdie ontdekking en ervaring dat die Here die reg van die verdruktes handhaaf, dat dit hy is. En dit is ons hoop en ons uitkoms in hierdie tyd waarna ons soek, want dit voel of ons ook magteloos en stemloos geraak het. Die derde ding wat ons sien is dat die Here brood gee aan die hongeres. Die wonderlike is dat in ons gemeente ons ervaring dat hoe die Here ons gebruik om juis hongeres te versorg. Mense wat honger en dors na fisiese brood, wat nie genoeg kos het nie. En dit is wonderlik om te kan getuig dat ons God se hand is wat gee. En ek wil dankie nogmaals sê aan elkeen wat so mildelik gee in hierdie tyd. Sien hierdie kruideniersware inkom, ons bou op sodat ons in hierdie tyd juis 'n verskil kan maak aan mense wat nie genoeg gaan hê nie en het nie.
En ons prys die Here vir elkeen van julle. Want dit is deur ons wat die Here ook kan voorsien en brood gee aan hulle wat honger is. Maar daar's ook 'n ander hongerte na brood en dit is die brood van die lewe, geestelike brood. Ons het mos 'n tafelgebed met daai woorde, nê, voed ons siele met die brood van die lewe. En dit is ook waarna ons honger. Die woord, die skrif, God se woorde is ook brood. Jesus sê 'n mens kan nie van brood alleen lewe nie, nê, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, om ook daai hongerte te stil in ons is nodig en daarom is ons bevoorreg om dit keer op keer te kan ontvang. Die vierde ene is die bevryding van gevangenes. Terwyl ek gelees het vanoggend, het ek gesê dat dit baie sterk Jesaja taal is, nê? Jesaja wat herhalend na hierdie vrystelling van gevangenes verwys. Jesus wat in Lukas 4 die eerste keer die boekrol vat in die sinagoge en dan lees hy ook daardie selfde teks uit Jesaja uit, dat dit hy is die vervulling van hierdie belofte van bevryding. En in daardie dae was daar nie tronke soos vandag wat jy gevonnis word en sê jy maar vir 3, 6 maande, 6 jaar lewenslank nie. Jy is in 'n tronk aangehou terwyl jy verhoor afwagtend was of as marteling. Jy is nog nie skuldig bevind nie of onskuldig nie. En sodra jy skuldig bevind is jy of tereggestel, doodgemaak, of jy het 'n slaaf geword, of jy moes 'n koopsom, die straf moes uitgedien word. Daar was nie tronkstraf tydperk as 'n vonnis nie. So wat gebeur? Baie mense is onregverdig aangehou. Dis juis oor hierdie gevangenes wat dit gaan. Mense wat as gevolg van onregverdig, onskuldig gevange gehou word. Die bevryding van ons gevangenskap van sonde en die houvas wat sonde op ons het. Die liste van die wêreld ons verlei, wat ons verstrik, noem Jesus dit in sy gelykenisse. Die onkruid wat die saad, die evangelie laat groei nie. Daai bevryding. Die Here bevry ons daarvan. Die vyfde ene wat ons sien is dat die Here blindes se oë oopmaak. Fisiese genesing, ons sien hoe Jesus keer op keer mense genees. Ons hoor van soveel genesings in hierdie dag en tyd ook en selfs ook deur die oogkundiges en oogspesialiste se vaardigheid dat hulle wat die Here loof, gelowiges wat sê hierdie genesende vermoëns kry ek van God af. Hierdie tegnieke wat ek gebruik is dit lyk na mensekennis, maar dis God wat ons hierdie insig en wysheid gee. Maar die Here maak ook ons geestelike blinde oë oop om waarheid en onderskeiding te kan sien. In hierdie week is daar weer soveel leuns versprei oor die kerk, en leierskap in die kerk. En as verklaringe uitgereik wat dit weer lê en dit maak seer want mense word mislei tot blindheid, tot geestelike blindheid om kritiek te lewer teenoor mekaar. Gelowiges wat teen mekaar draai as gevolg van blindheid en 'n onvermoë om te kan onderskei of net 'n vraag te vra. Ek wil opcheck, is hierdie regtig waar? En ek sê dankie vir elkeen wat moeite gedoen het om dit te doen, sodat ons waarheid kan kry, sodat ons oë kan oopgaan vir die waarheid. God maak ook ons geestelike oë oop. Die 6de ene. Die Here rig die mense weer op wat neergedruk is. Mense wat hartseer is, mense wat stikkend is. En die Here gebruik weer eens vir ons as gelowiges om dit te doen, om na mense uit te reik wat stikkend is as gevolg van verliese en bekommernisse en druk en die spanning van die lewe, wat ons neerdruk. Ons leef in 'n tyd wat so swaar gewig op mense druk toepas. Dis die Here wat ons weer oprig, wat ons krag gee en opbou en motiveer. En die Here gebruik ons. So gee aan hy skrifwoord, bemoedig die mense rondom jou, versprei die woord van die Here in die verse wat vir ons beloftes is en rig op die Here as die uitkoms in hierdie tyd wat ons so maklik afgedruk word. En ons gaan nou in 'n rustyd in want ons is moeg na hierdie jaar se lang harde werk. Party mense het geen rus gehad vir die afgelope 3 jaar nie. En daarom moet ons balans terugkry. En ons kry dit by God wat ons bemoedig en versterk. Die 7de ding wat vir ons kom sê, ja, daar ryke stof tot lof is die Here. Die Here het regverdiges lief. Nou weer eens wil ek herhaal wat ek vroeër in 'n preektema gesê het. Regverdiges beteken nie die mense wat sonder foute is nie. Dit beteken nie volmaakte mense nie, want dis hoekom ons baie keer dink of voel, is ons ingesluit in hierdie woord se begrip of se betekenis. Regverdiges of mense wat regverdig gemaak is. Dit is eintlik die regte term. En dit bring ons na die waarheid. Ons kan net regverdig gemaak word deur God se seun Jesus Christus alleen. Wie se koms ons in hierdie tyd vier. Dit is stof tot lof, tot vreugde. Ons kan nie onsself regverdig maak voor God of verklaar nie. Ons kan dit net in die naam van Jesus doen. En God het ons juist lief. Johannes 3 vers 16 wat sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het om ons te kom red, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons is regverdig gemaak in Christus en hy het ons lief. Die rede hoekom hy dit kom doen het,
is sy liefde vir ons. Dit beteken ons is geliefd. Een van die sterkste behoeftes van die mens is om te weet, ek is geliefd. Ek is lovable, soos wat die Engelse woord dit vir ons mooi stel. God het ons lief. Hy het ons kom regverdig maak. Daarom is ons lovable. Die 8ste een, die Here beskerm vreemdelinge. 'n Baie belangrike ding in die antieke tye was die vasaalstede byvoorbeeld wat ons in Deuteronomium se voorskrifte kry, dat jy 'n veilige hawe moet wees vir vlugtelinge en vreemdelinge. En natuurlik moet daar waarheid ontdek word oor net as die ou regtig booswig, dan moet daar geregtigheid wees, nee, natuurlik. Maar in hierdie tyd sien ons so baie mense wat soek na veiligheid. Wat soek na 'n omgewing van veiligheid. Het sê dit 'n vriendskapsverhouding is. Het sê dit 'n ruimte is net waar hulle kan weet hier is ek veilig. Hier kan ek leegmaak. Hier kan ek beskerm word. Vir al mense wat onregverdig behandel word. Mense wat seer gemaak, mense wat geboelie word. Ons moet dit onthou. Die Here sien raak. Die Here vergeet nie. Daar seker goed wat God nie kan doen nie. Hy kan nie jok nie en hy sal nooit ongeregtigheid vergeet nie. En daarom is die Here ernstig daaroor. En dit is vir ons rede tot lof en vreugde. Daar's beskerming by die Here altyd. Die 9de ding is iets wat ons ook al 'n hele paar keer in ons temas hierdie jaar stil gestaan het. Die Here help vir vaderloses. Dit is weeskinders en weduwees en hy help hulle weer op. Dis 'n term wat in die Bybel herhaaldelik gebruik word, juis vir die mense wat hulle stem verloor het, wat nie verteenwoordiging het en regspraak het nie. Ons niemand wat gaan moeite doen om hulle te versorg en vir hulle op te staan nie. God doen dit. En God wil hê ons moet dit doen. Ons moet vir hulle opstaan. Ook in ons projekte hierdie hele jaar, het ons in hoeveel jare al, wat ons betrokke is juis hierby, om mense te versorg wat nie versorging nodig het, wat dit nie kry nie. Hulle het dit nodig. Ons kyk na instansies, ons is 'n hand, ons speel 'n rol in plekke waar die regering beloftes maak maar nie nakom nie. En die Here seën ons en ons mense sodat ons hulle kan help en opbeer. En ons prys die Here daarvoor. Ons is aktief betrokke in hierdie karaktereienskap van God om dit te illustreer aan mense. En ek prys die Here daarvoor. Die laaste rede, die 10de een, is hoe daar in vers 9 daai het ek ook uitgewys het hoe die Here die pad van goddeloses krom maak. Dis nog 'n belangrike aspek in die antieke tyd, is die gelykheid van die pad, van 'n mens se pad. Dit gaan net oor styl te sien, maar dit gaan ook oor die rigting, die reguit rigting van die paaie wat ons loop op. Om 'n krom pad te hê beteken dis moeilik. Die Here gaan dit moeilik maak. Die Here maak dit moeilik. En dit lyk in Suid-Afrika so maklik, die goddeloses, die booswigte, die korruptes, wat dit so maklik het. Maar weet julle wat? Hulle gaan met antwoord voor God die Almagtige. En hy sal hulle pad krom maak. En dis waarvoor ons bid. As sy geregtigheid die dag vir ons oorweldig, dan sien ons uit na hierdie uitkoms. Net soos in die 10 gebooie, is hierdie 10 karaktereienskappe wat ons nie meer kan vertrou in gebed nie, maar dat dit sal waar maak nie, maar wat ons in ons lofprysing kan gebruik teenoor God. En dit staan rotsvas soos God self. Hierdie waarhede oor hom. So Psalm 146 het 'n boodskap vir ons vir vandag. En ek gaan dit gou vinnig saamvat om daarmee te begin klaarmaak. Die eerste een is 'n fokus op ons eie nood en ons broosheid in uitdagende tye. Ek het dit al reeds iets daaroor begin sê. Sien, ons vermy eerder om daaroor te praat. Ons moeilike dinge, ons kan dit maklik ignoreer. Ons ignoreer ongemaklike emosies of ervarings. Maar is deel. Dis deel van ons verhaal. Dis deel van die Bybelse mense se verhaal. Wanneer ons die Bybel lees, sien ons nie die verhaal van God en Israel, maar ons sien ook iets raak van ons eie verhaal saam met God. Sien, om God raak te sien in die Bybel gaan oor raak sien van sy verhaal met mense, want die Bybel is sy verhaal met mense. Maar hierdie verhaal gaan voort met ons in ons omstandighede, ons moderne era uitdagings wat ons het. Moeilike tye hou dikwels verband met mense wat ons teleurstel. Dalk ons persoonlike teleurstellings. Of met 'n diepe bewuswording van die intense nood rondom ons. In die Psalms
word menslike gedrag teenoor die van God baie keer geplaas. Verhale van teleurstellings, intense nood, verhale van onhandige mense. Sien, anders as mense staan God altyd vas. God voorsien in alle omstandighede. Geen mens is perfek nie. Inteendeel, mense dien meeste gevalle hulle eie agendas. Eerder as om God se wil te doen. En dit maak ons frustreerd in ons tyd van vandag. Maar ons het mekaar nodig. Hoe hanteer ons dit as ons mekaar teleurstel? Dis die ander vraag. Sien, die verlies van 'n vriendskap of van 'n vertroueling, iemand wat jou teleurstel, laat 'n pynlike wond in baie mense se lewens. So hierdie Psalm ons kom herinner aan verhale nie net in hierdie Psalm nie, maar ook in die res van die Bybel van die andersheid van God se liefde, sy goedheid en sy voorsiening. Die tweede boodskap vir vandag se tyd wat hierdie Psalm het, is God se standvastigheid en sy voorsienigheid in hierdie krisistye. God wat die standvastige voorsiener is. Hy gee brood, het ons gesien. Ons word geroep tot lofgetuies hiervan, om uit te wys hoe God sorg en voorsien. Nie net word ons uitgenooi om te prys nie, maar ook vir wat hy in ons lewens doen en wat hy deur ons in ander mense se lewens doen. God as die standvastige voorsiener wat die onmoontlike kan doen. Baie keer het ek gevoel as mense met nood by my arriveer of ek word bewus gemaak deur ander en dan dink ek, Here, hoe gaan ons hierdie mense help? Dit is net oorweldigend, dit is emosioneel en God kom doen dit keer op keer. Wys hy vir ons, hy kan die onmoontlike doen. En dan word daar voorsien. En van baie keer van areas of bronne af wat mense dit glad nie van verwag het nie. En daarom is dat troos vir elke gebrokene en magtelose slagoffer in die samelewing. God het 'n oorvloedige hart vir mense in nood en hy sal die onmoontlike ook doen. Dit is moeilik om te verstaan as ons praat oor ook die onmoontlikheid van gevangenes of mense wat onskuldig behandel word. Die herstel van weduwees en wees se omstandighede. Dis al goed wat vir ons onmoontlik begin voel. So vergeet baie keer dat dit ook die wêreld is waarin Jesus geleef het, waarin baie Bybelkarakters hulle bevind. En daai idee was daai tyd al dat daar mense is wat dink hulle is belangriker as ander. En dan stel hulle sosiale strukture ook so op, nê, sodat hulle belangriker en beter behandel word, beter daaraan toe is, daaraan af is. Sien, God is die een wat die standvastige voorsiener is, wat uitkomste verander van die mense wat gestroop is. Gestroop is van hulle regte, gestroop is van hulle sekuriteite. En dis wat hierdie Psalm kom sê. So as jy volgende hierna luister en jy is een van daai gestroop, dis weer die Here sal vir jou opstaan. Die Here sien raak. Die Here kan die onmoontlike doen. Bly hoop en bid. En ons is bevoorreg om al soveel keer te kon betrokke wees daarin. Want God verander die uitkomste van gestrooptes. Die wonderwerk is nie net in die magtige daad van genesings of vreeslike natuurommekeere nie. Maar dat God mense herstel tot volwaardige lede van selfs die samelewing. In hierdie adventstyd word ons juis deur hierdie woorde herinner wat ons ook deur Jesus se lewe en bediening beleef het. Dit wat hy kom doen het, hoe hy mense se kwale kom genees het, hulle kom herstel het en oprig het. Weer deel te wees van 'n samelewing. Weer 'n stem te kan hê in die samelewing. So, God is die standvastige voorsiener wat plek dek vir die ongenooides. Ons het tog in een van ons gelykenisse gesien al vroeër hierdie jaar. Wat plek dek vir die ongenooides of daai mense wat misgekyk is. Want God se tafel is daar plek. Spasie en ons moet dit uitleef. Die laaste ding vir die boodskap van hierdie Psalm vir vandag is hoe hierdie ervarings ons ook meer bewus maak van God se hart. Dit pas so aan by 'n paar temas van die jaar wat verby is. Want ons het gekyk na God se hart, daai ewige hart. Advent, die tyd wat ons vier, voorbereiding vir Kersfees, vier die God wat gehoor het en steeds hoor.
Aan adventstyd word ons herinner aan wat dit beteken om Jesus te volg wat ons Here noem. Here wat hoor. Hierdie Psalm beleef ons ook iets hiervan. Ons dien 'n God wat ons noodkrete hoor en ons deur die moeilikste tye denkbaar lei. Dink terug aan hierdie jaar. En hoeveel keer ons oorweldig gevoel het. Advent vier die God wat homself gee, maar ook mense aan mekaar gee. Dis dieselfde God wat ook in ons geloofsfamilie, waar ons gereeld vir mekaar sien in die begin van die erediens, ek is joune en jy is myne, wat ons broer en susterskap vier. Saam te leer en te groei. Ons is ook gawes aan mekaar van God af. Alhoewel ons ook nie perfekte mense is nie. Ons maak foute, ons is onhandig, maar ons leef in 'n verhouding waar daar liefde en vergifnis is, waar ons weet ons kan opstaan en weer probeer. So, God se hart moet ook ons hart word, want God het plek ook vir mense wat onhandig is en foute maak. Ons is daarom gawes aan mekaar om dit te help illustreer. Onthou, Advent vier ook die God wat nie teleurstel nie. Hierdie vreugde waarna ons kyk in hierdie week se tema, is 'n tema wat vir ons ook wil sê, want vreugde is 'n weet ook dat God ons nie sal teleurstel nie. God doen nie halwe werkie, God sal ingryp. Maar daar is nie maklike antwoorde nie. Daar is baie keer lang tye wat 'n mens wag en moedeloos raak. Maar soek 'n mens na antwoorde. Dan voel dit asof God nie deurgekom het vir ons nie. Dit wat ons gehoop of gebid het, gebeur net nie. Maar dit beteken nie God is nie teenwoordig nie. God is besig dalk om 'n groter deurbraak voor te berei as wat ons dink. En wat besig is daar waar ons dit dalk die minste verwag. Hy is al besig om 'n ruimte in 'n area of mense voor te berei vir daai deurbraak waarop ons wag. Daarom moet ons oop oë gelowig staan en kyk. So waarom hierdie tema, ryke stof vir en tot lof? Kom ons kyk 'n bietjie na die oudste beruiming van hierdie Psalm. Aan ons eerdiens gaan ons hierdie gesang, hierdie lied sing, maar die jongste weergawe daarvan van T.T. Kloete. Maar oorspronklike woorde van hierdie Psalm het so begin: prys die Here met blye galme. O my siel, daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof en hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied. O my siel, daar's ryke stof. Hoeveel stof het jy en ek tot lof? Tot lof. Ek gaan hierdie volgende lied speel en in die geloof en die hoop dat dit nie geblokkeer sal word met kopieregte en so nie, en ek hoop jy sal dit geniet saam met my. Dis nie wat ons ook baie keer in ons eerdienste sing. Ons kyk bietjie na verwerking van die oorspronklike weergawe daarvan van Chris Tomlin. Geniet dit. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great
for all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Jesus, I will worship Your holy name. Worship Your holy name. Fantastiese en kragtige lied. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook met die ritme van hierdie lied kan inval. Dankie dat U ons innooi daarna toe. En Here, daar is soveel redes nog wat ons het om U te loof en te prys. Die uitkomste wat U ook gee vir ons, U voorsiening, U sorg, U trou, die antwoord van ons gebede. Selfs in die tyd van afwagting, Here, wat Advent eintlik vier, 'n tyd van afwagting, ook 'n afwagting op ons gebede en verwagtinge wat ons het, wat ons kan neersit voor U in vertroue en gebed. Mag ons in daardie tyd ook stof tot lof vind en raak sien. Terwyl ons wag op deurbrake, weet ons, U is getrou. U is die God wat sien en hoor. U is die God wat sal antwoord. U is die God wat weer oprig, wat aan die stemloses weer 'n stem is. En dan ook, Here, wat aan hulle wat ongenooi is, 'n plek aan die tafel gee. Mag ons, Here, nog meer redes vind en uitpasyn en vier in hierdie tyd. Stof, ryke stof tot lof. Ons bid dit in Jesus se kragtige naam. Amen. Mag die Here vir jou seën in hierdie tyd. Mag jy 'n wonderlike tyd saam met jou mense hê, familie, vriende,
En ons herinner jou, daar is nie in hierdie vakansietyd tot met die skole weer oopmaak 'n midweek uitsending nie, maar intussen mag jy regtig veilig reis oral waar jy gaan, mag die Here jou seën in alles wat jy doen.